Lekker met Chom? Lekker met John, wat sê jy? Nee, ek sien ons is hier by nuwe location. Nuwe location, buitelug, mooi liggies, met die twee chommy signs. We moving. Ja, We moving. ons het gesê ons gaan in ander rigtings beweeg. Maar ons het 'n gas hier vanaand Ja, baie belangrike gas. wat ons gaan join. Hy is bekend as krapmerke, Kraapmerke. terapie vir nou, Jessie, wie kort terapie? soos hel, monitor. Die lys gaan net aan. Maar die grootste van alles, die Parow van Pretoria. Is in die huis. Ek weet nie of jy het jy 'n idee? Ja, hy's definitief nie die kortste hier nie. Jy is. Okay, dis alright. Ja, verseker. Okay, dankie vir daai. Maar ek dink ons kan hom maar introduce. Yes. Die een en enigste Zaan Sonnekus. Die dag word al gedaan. Haar naam is meer verder. My laaste skare. Is therapie vir nou. lekker man. Lekker. Sê my bietjie. Ek sien jy's bietjie dors. Sê my hoe was jou dag? Het was great geweest. Het was 'n lekker rustige Saterdag. Wel, dis actually die eerste rustige Saterdag wat ek in 'n baie lang tyd het, so ek's bly om hier te kan wees. Nee, dis vir ons moerse voorreg om jou te kan vasvang in jou besige skedule en dis 'n moerse eer vir my en Keith Vir beide van om ons, ja. jou hier te hê en vir jou bietjie 'n paar vrae te vra oor wie's Zaan behind the scenes, wie's Zaan by die huis, wat doen jy elke dag? Want baie mense sien net, okay, Zaan show, Zaan doen hier, Zaan's daar, maar net bietjie Zaan te kry uit die uit. Wie is Zaan op 'n normale dag? Soos as ek opstaan maandag. Korrek, ja. Wel, ek's actually baie mense weet dit nie. Mense dink ek sing net vir lewe, maar ek's eintlik baie entrepreneurial. So ek het 'n klankbesigheid en 'n glasprinting besigheid en dan die musiek en die recording studio. So maandagooggende sit ek letterlik en doen admin. Ek het 'n baie cool skedule vir myself opgestel. So maandagooggende, ek staan baie vroeg op in die oggende en dan ek hou daarvan om soos wat ek dan vir jou genoem het voor die onderhoud, ek sit elke oggend in die sonna en probeer meditate. Dis die moeilikste ding vir my in die hele wêreld, maar ek weet dit is belangrik en dan spring ek in die yskoue swembad. En dan maak ek reg vir my dag. So ek begin eintlik maar elke dag met bietjie admin. Ja, van 9 tot 5 werk ek aan my besighede en van 5 tot 9 werk ek aan musiek. So ja, elke dag wat ek sal doen is ek sal nadat ek nou wakker geword het en gesonna en geysbad het of wat ook al, sal ek begin met die klankbesigheid. So dan sal ek alles wat gedoen moet word, die meetings wat ek moet doen vir die klankbesigheid doen tot sê nou maar 11:00 toe, klein breek vat en dan sal ek na ons glas showroom toe ry en daar met die manne gaan meet, my team daar en al daai meetings doen, met daai kliënte praat en ek is heeltyd op my foon besig om met kliënte te praat en dan ja, as die dag verby is 5:00 is die eerste plek waar ek gaan studio toe en ek maak nuwe songs. Ek skryf elke dag 'n song, maak elke dag nuwe musiek, leer myself, ek probeer gitaar oefen. Dis die moeilikste ding ooit, want as ek gitaar optel speel ek net wat ek ken. Is wel moeilik om uit jou comfort zone uit te gaan met goed soos dit. So ja, dan sal ek in die aande net musiek maak, gitaar speel, maar ek is actually regtig elke dag besig met besigheid. So ja, klank en glas. Dis baie cool. Ek wil vir jou vra, dink jy dis belangrik vir 'n sanger om ook iets anders te doen as net sing? Ja, ek glo nog ek het nog nooit geglo in 'n plan B nie. Ek dink jou plan A jy moet glo in jou plan A en dit moet werk. So dis eintlik regtig net ek nooit gedink ek gaan 'n sanger word nie. Dis die crazy ding. Ek wou actually gaan ingenieurs wees of wat van en af. Ek dink nie dit is belangrik. Ek dink nie jy moet 'n plan B en C hê nie, maar dit is natuurlik goed veral in 'n land soos Suid-Afrika is dit regtig moeilik om te oorleef net van musiek maak. Jy gaan baie shows moet speel, jou stem gaan baie moeg raak. Is nie onmoontlik nie en dit is die droom. Dis 'n voorreg om dit te kan doen. Maar dit is altyd goed om in Suid-Afrika
as jy 'n musikant is, definitief. Veral as jy alternatiewe musiek maak. Dan dan is dit 'n bietjie van 'n ander ballgame. Dan is dit altyd goed om ietsie aan die kant te hê. Ja, ek moet sê, ek dink alternatiewe musiek in Suid-Afrika in die laaste tyd in die ruk, soos kyk na bands soos Spoegwolf en daai mense, het baie geklim. 100%. En ek dink dis ons jonger vibe, as ek dit so kan stel. En daar is baie ouer mense wat eintlik ook begin na die tipe songs luister. So dis eintlik baie cool. Maar as jy jou song skryf, skryf jy dit self of het jy mense wat jou help of 'n buitepersoon of kom dit uit jou hart uit jou brein uit? So dis eerstens baie waar wat jy gesê het. Alternatiewe musiek is nie altyd of rockmusiek is nie altyd geraas nie. Dis mooi ook. Dit is eintlik baie mooi. Dis baie diep eintlik. En ja, so my grootste droom was altyd ek wou 'n band gehad het. Ek wou 'n band gehad en ek wou 'n Sonneblom doen. En dinge het nou nie heeltemal so uitgewerk nie want dinge het vinniger gebeur as dat. Ek het nooit, soos ek sê, ek het nooit gedink ek gaan 'n musikant word. Ek het nooit gedink mense gaan regtig musiek luister nie. En toe het nou werk, toe het ek dit release as Zaan Sonnekus. So ja, daarom is dit 'n weird naam. So dit klink soos 'n bandnaam, ek dink. Maar ja, dit is ek skryf gewoonlik in die aande as ek en oor dinge wat my beweeg. As ek dit is baie maklik om te skryf. Ek kan skryf oor hierdie bier of oor die vuur wat ons sal aansteek. Dis maklik om oor enigiets te skryf, maar ek hou daarvan om te skryf oor iets wat iets as ek iets kan voel binne my, as iets beweeg binne my, dan gaan ek daaroor skryf. En ja, ek doen dit self. Ek sit gewoonlik by 'n klavier of by 'n gitaar en as jy deur my voice recordings op my foon gaan, daar's honderde voice recordings. My notes is vol letterlik net sinne. In 'n note dan sit een sin wat ek sal ry in die kar en dink aan 'n sin, dan sê ek soos, "Jesus, dis 'n cool lyric," en dan sal ek my notes uithaal, dit vinnig tik. En dan sal ek dit's daai een sin inspireer die hele sang. So ek sal dit skryf en ek sal dit komponeer en dan dit produce in die studio en dan vat ek dit na my band toe. En my band ek is die enigste een in die band wat nie papiere het om dit te kan doen nie. Hulle almal het of gaan jazz swat of gaan klassieke musiek swat. So hulle is ongelooflike musikante. So ek vat my weird brein se idees na hulle toe en dan sê hulle en dan het ek nou dromme ingeprogrammeer en bass ingeprogrammeer en hulle speel dit dan uit 'n bassist se oogpunt uit. Dit wat ek geprogram het net meer kleurvol. Hy kleur dit net in en nie meer so wat 'n bassist dit sou speel. Selfs met die dromme en dan gaan ze na die platenmaatskappy toe met laaste vocal recordings en mix en master die sang. Klaar. Dis baie cool. Ek weet jy het 'n vraag oor Ek 'n het song. nou net daaraan gedink, soos dit Zon sê oor hy wou die band Zonnebloem genoem het. Jou eerste album se naam was Zonnebloem. Ja. Ja. Okay. So Dis hoekom, ja. there's a story behind the story. Ek wil net weet waar kom die woorde en die song agter Plastiek Swart, want dit is moet sê een van my gunsteling songs wat daar is en ek voel daar's meer agter die storie want daar's baie lyrics in wat iets kan beteken. Ek wil hê almal moet hulle eie storie met daai sang kan vertel. So as jy kan dalk dink, "Joh, ek dink aan my girl oor hierdie sang, maar ek dink byvoorbeeld aan my ma." En so ek hou daarvan om soos dit te skryf. Maar Plastiek Swart, was 'n wille dag. So ek het in 'n komine gebly. So met 'n paar wille bliksems. En ek het daar was 'n studio in die komine soos agter in die erf, maar 'n baie nice studio en ek het in die studio ingegaan die oggend. Ek het gesien daar lê soos 'n groot yster dit is eintlik meer 'n draad gewees, 'n draad wat vir my baie weird was en die deur se handle is gebreek en ek is soos en ek weet ons het gekuier die vorige aand. Dis ek vat het hierdie ouens nou gedoen en ek gaan toe in die studio in en al die speakers is weg en die mixer, my laptop, klomp van die gitare, my gitaar pedals is weg en ek is soos wat gaan hier aan? Maar die eerste ding wat ek dink is soos okay nee, die ouens aan wie ek bly het dit nou gaan wegsteek. Ja, ek dink So dit werk in 'n komine. en ek stap terug na die TV-kamer en ek sê te vir hulle soos okay, funny, waar's al my shit en hulle is dis soos wat bedoel jy? En toe onthou ek het 'n wynrak gehad in die studio. Toe hardloop ek terug en toe sien ek al die wyn is weg. Toe weet ek nee, hulle het ingebreek. Toe het hulle daai studio leeg gesteel, bra. En daar was nog een gitaar daar, maar bra, hulle het alles gesteel. En toe sit ek op die vloer van die studio daai
ek kan nie onthou vir daai middag of die volgende dag was nie. Dit was baie blurry tyd. Dit was in lockdown. So is 'n blurry tyd geweest, maar toe sit ek op die vloer. Ek onthou ek het op die vloer gesit want een van my vriende wat 'n fighter is, het ingestap en vir my gevra of net soos gesê soos bra, sorry. Ek kan nie glo alles is weg nie. Maar toe skryf ek dit ek was obviously baie geïrriteerd en ek het gevoel al die mense, nie al die mense nie, maar daai mense is mense met plastiek harte. Dit is net soos fake, bra. Wie ook al het wat my staf kom steel het is fake en het my dit bra, as jy ou se gitaar steel, gitaar is nie net oud nie. Dit is soos daar's bloed op my gitare. Ek toer met hierdie ou. Dit is soos dis soos Driekus met die UFC belt. My gitaar is soos my alles, verstaan? Yes, Ek sal met hom slaap in my bed as ek moet. En ja, toe sit ek daar en ek weet nie hoe ek op die melody afgekom nie. Soos ek sê, ek kan deur my voice recordings gaan en ek gaan partykeer daar deur en luister net wat se melodies ek het al in die middel van die aand wakker geword. En dan sal ek letterlik 'n melody droom en dit rekord in my soos deur die slaap, soos net soos na 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 wat ook al rekord en verder slaap. En ek het Plastic Swart se melody iewers soos net na 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 rekord op my foon en toe sing ek soos mumble. Ek het net bietjie oor dit gemumble en toe maar ja, soos ek sê, ek was geïrriteerd en ek het toe gedink soos okay nee, hierdie mense is plastiek en ek sal hulle moer met 'n plastiek swaard. Ek het nie die woord moer gebruik nie. Maar ja, en dis wat vandaan kom, maar daar's plastiek mense in oral om ons en mense met het plastiek motiewe. So ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar Ek dink dit stel dit baie mooi want jy kan plastiek in verskillende maniere ook wees. Plastiek voorkom. ek het nou net op pad hiernatoe 'n polisiekar song geluister op hulle nuwe album. En daar's so een deel wat hy sing en dit was dit het so gepoef. Hy sing wees water, nie plastiek nie, wees asem, nie sement nie, so ietsie soos dit. Ek kan nie onthou dit ek soos wow. Dis amazing. Dis insane. Dit is insane. Maar ja. ek wil net weet waar kom die Linwoodstraat van Plastic Swart in die hele storie. Ek het my maat in die kar gery en ek en my ma was baie dieselfde gewees. Baie dieselfde. En ons het toe, ek het nog nooit hierdie op kamera gesê nie, maar ek is nie eers skaam oor nie. Ek en my ma, dis die mense wie ek heel liefste nog steeds is. En ek kan nie onthou wat gebeur het nie. Ek het uit die kar uitgeklim en gestap. My skool was op Linwood. So en toe stap ek huis toe en ek dink ek het letterlik in my notes geskryf iewers op Linwood straat stap 'n seun. Hy stap al vir maande. En hy stap alleen. Ek het net dit soos geskryf. Dis actually 'n hele rukkie terug, maar dis definitief in daai lyn gewees en soos wat ek baie keer soos wat ek die sang skryf, blaai ek deur terug na goed wat ek al geskryf het en as dit en ek glo dit is feit dat ek dit daar geskryf het en dit pas so perfek in by hierdie sang en ja, partykeer stap 'n mens Green Day hulle sing dit ook I walk a lonely road, the only road that I've ever known en ons almal stap baie keer alleen pad en dis nie 'n slegte ding nie veral as die mense as jy voel die mense om jou is plastiek dan voel die pad baie keer baie alleen en jy met die mense maar nee ek met 'n plastiek swaard. Ja. Ek dink 100%. die beste stelling is ek weet met myself met die besigheid is your road to success is a lonely road. En wat dit eintlik beteken is, jy gaan alleen daai journey stap, al het jy al die mense wat jou support. Ja. Maar it takes time to get there. En al het jy daai support, as jy dit môre nie weer het nie, wie is dan oor? Dis net jy jouself. Presies. En dis baie mense kan baie vinnig irrelevant word vir mense. Dis nogals dis dit veral in hierdie industrie ook. Ek dink nie mense ek sê altyd met die shows as ek dit sing, ek soos die mense om jou wat links en regs van jou staan. Dis 10 teen 1 nie plastiek nie, want jy is hier saam met hulle. En nie almal is plastiek mense nie. Maar ja, behalwe vir die mense wat jy lief is vir. Ek dink dit is 'n goeie ding om jou sirkel klein te hou. En jou mense, ek dink energie. Ek hou daarvan om te dink dat energie mekaar attract. So jy vind daai mense en dan skei die plastiek mense om jou uit en ja, jy sal nooit relevant wees vir die mense wat regtig lief is vir jou nie. Ja.
As jy my chom sien hier, daar kom die sê ding uit. Maar ek ken ook Hy 'n jou song groepie van ek weet nou nie wie nie, maar ek ken ook 'n song van iemand wat sing Make the Circle Bigger. Bigger. Ek kan nie. Maar nee, daar is wyse woorde, die plastiek mense sal vir altyd by my bly. Dit is Ja. nog so 'n nice different stelling om iets te stel, verstaan jy? Daar's al Ons gaan gou 'n bietjie. Uit watter skool kom hierdie twee manne uit? Dave, oud affie man. Ja, ek was ook in Affies gewees. Voor ons hier gesit het ek en Zon 'n bietjie gechat oor ons wat op Affies daar is. In fact, wat min mense weet was Zon matriek toe ek graad 8 was. So hy was jou matriek. Hy was my matriek Dit gewees. sien jy. So hy moet die langste wees tussen julle ja, twee. ja, 100%. Maar ja, is 'n klein wêreld. Hier sit ons nou. Wie sou ooit gesê het hier gaan ons wees. Zon suksesvol met sy musiek. He's going places. Ek dink nie daar's nie iemand wat nog nie Zon geluister het nie. Ek dink dis In my eerlike opinie, wel om te sê die mense wat ek ken en soos hoe baie mense wat ons ken ook wat ook waar ons Zon kan sien, wel wat ek van my mense hoor wat ons ken, ons vriende wat Melkfees toe gaan. Ja. En Melkfees is altyd die show. Ek was laas jaar vir die eerste keer daar, die grootste Carlien, John Badger, die grootste mense. En kyk waar Zon die jaar, Ja. Melkfees. Ja. Verstaan jy? Ja. Nee, dit There is we go. crazy. Nee, dit is so. En ek dink daar's groot sangers wat eintlik uit Affies uitkom. Ek dink Christine wat nou net op die mark is. Plakkies, ja, Yes. oud Affie man. Ja. So, Ek dink Appel was 'n Affies. Appel was 'n Appel, yes, is reg. yes, appel. Ek weet nie of julle hom sal ken hier, Retief Burger. Ja. Yes, yes. Gospelsanger, hy was 'n Affies. En Zon was eintlik 'n leier gewees en hulle moes jy aanspreek as oom. Jy het nie vir hom gesê meester nie, jy moes hulle gesê het oom. Hulle was 'n oom vir jou daai tyd. Ja, nee, Dis die ander matrieks was meesters, maar die leiers was 'n oom. Oom. Verstaan jy, hy was 'n oom. ek kan dit imagine. Dis funny. Ek was die stilste oom geweest, ek het net so gecheck. Maar ek het dit geloof dat as 'n enige dame in die klas instap, het almal opgestaan. Dit was vir my baie cool geweest. Ek het daarvan gehou dat almal pette gedra het op Vrydag. Dit was vir my 'n mooi tradisie geweest, die pet. En ons het daar's 'n treinspoor wat verby die skool gaan. Ek dink ons was die laaste jaar wat as die trein verbygaan, moet jy gaan sit of ja, jy moet gaan sit en toe raak dit net so erg soos ons sal soos daar sal soos reise skole wees wat kom atletiek sport byeenkomste by die skool het en dan sit soos 1500 meter graad 8 reis en dan ry die trein verby, dan gaan sit almal in die reis, dan verloor ons want almal gaan sit. So dis hulle so okay, julle kan nie, daai tradisie is weg. En dan speel ons rugby, of ons speel 'n rugby op veld, ry die trein verby, dan gaan sit die Want ek moet sê ons twee is nogal baie by die rugby. En ons steun nogal die rugby baie en ek moet sê dit is mense stel dit op. En dis die mooi van Affies as ek dit so kan stel. Ek dink ons sê nie elke ander skool is nie mooi nie, Yes, 100%. maar ons praat nou net spesifiek van Affies en daai tradisies hier net uit. Hendes ingesteek. Daai goed. Mense stel dit nogal op. En ek onthou dit is toe ek in Oosmoed ook was dit 'n groot ding vir ons. Was jy moet altyd ingesteek wees. Ek het altyd daai maniere gehad dat vir jou gesê, "Hey, steek daai hemp in en goed." Ja. Maar ek dink daai manlike tradisies en goed, die basiese goed, dames stap eers in by die deur, daai tipe van goed. Dis cool. Dis nogal belangrik. Die Ek dink ding ook so, ja. Ja, die ding is wat ek baie gelike het ook van Affies en goeders. Vir niemand was ooit skool, niemand het ooit na skool uitgesien nie, verstaan? En jy was daar saam met al jou pelle, al jou brothers. Al was die skool nie lekker nie of shit gewees in die klas, jy het jou chommies by jou heeltyd. Dis alles, verstaan jy, jy's om hulle die hele tyd. Wat doen ons pouse, maak hierso, wat, verstaan jy? Dis 'n streng skool. Dis 'n streng Yes. skool. Ja, jy het al dit op, maar dit is mooi, dit moet so wees. Stap uit in as 'n seentjie en daar uit as 'n man. Dis Ja. Ek wil graag weet, Zon, wie was jou hero waar jy na opgekyk het in die musiekloopbaan waar jy nou is? Ek was graad 1. En ek sal dit nooit vergeet nie, my beste vriend op die tyd, sy naam was Stefan. Ek weet nie eers waar hy vandag is nie. Maar hy en sy broer was 'n paar jaar ouer as ons, het op my in graad 1 vir my verjaarsdag te bring hulle vir my 2 CD's. En die een CD was 'n Green Day CD. En Ek ja, onthou dit. dit was American Idiot van Green Day en ek het huis toe gegaan en my sussie het 'n radiospeler gehad en ek het daai CD ingesit en
ek het nie regtig musiek geken nie en ek het dit play gedruk en die eerste sang is American Idiot van die album en dis like en ek het play gedruk en ek onthou dit so gebruik was soos wat is die en is al wat ek wou doen. Ek het letterlik van die skool af huis toe gekom, play gedruk en net nog gesit en die album deurgeluister. Soos 5 keer 'n dag die album deurgeluister, gaan eet, my huiswerk doen, whatever, gaan slaap. Volgende dag dieselfde ding by die huis gekom, play gedruk hierdie album. Ek het dit aanhoudend geluister en dit my lewe verander. So ek het baie vinnig van rock en dis maar punk rock. So ek het baie dis nog altyd my gunsteling genre, so ek het baie daarvan begin hou. Maar ek het 'n ouer sussie wat Polisiekar geluister het. So my hero local soos my plaaslike hero nog altyd was Fransja van Cooke, nog altyd. En dis baie cliché want almal is altyd soos regtig Fransja was almal se hero, maar Fransja was regtig my hero nog altyd gewees en nou is hy 'n baie goeie vriend van my wat vir my baie cool is. So plaaslik sou ek definitief sê hy en dan internasionaal Green Day en daar's 'n rapper NF. Ek weet nie of julle vir NF ken nie. Ek ken Ja. Ek dink ek kan elke liewe NF sang rap uit my kop uit. Ek sê ook altyd as ek besig is om gitaar te skryf, mense moet dit kan air git of moet kan voel. Ja. Hulle speel, hulle moet dit kan air gitaar en hulle moet eintlik die gitaarklanke met hulle mond kan maak. As jy 'n catchy song, ek probeer nie catchy songs noodwendig skryf nie want dis nie waar dit gaan nie. Die volgende song is baie catchy wat uitkom, maar ek het hom as prins so geskryf, maar oor die algemeen as jy 'n catchy song wil skryf, dan moet die mense die gitaardeel kan sing met hulle monde. En die dromme, jy moet kan doef, dan weet jy ek Het jy ook daai game gespeel op PS5 wat jy met die Gitaar, het jy dit? Nee, ek het maar regtig Gitaar, Here. Jesus, ons het gesit hoor met daai. Dit was cool en ek het al seker nog 2 keer gespeel, maar ek het al mense gesien wat Guitar Hero speel, soos het julle al Lions gesien? Wat soos Ja. As jy daai tyd in 'n regte gitaar ingesit het, was jy een van die bestes in die wêreld en nou doen jy dit op PlayStation. Jy hoor daai knoppies wat So daar's 'n nuwe song wat Vrydag launch. Die kortste hier. So vertel ons 'n bietjie meer van die song. Hierdie is actually die heel eerste keer dat iemand dit vir my vra. En die sang is nog nie. So ja, cool. So hoe ek die song actually geskryf het, is baie funny storie. Ek het een van my beste chommies SD. Hy's 'n bokser. En hy saam met my in besigheid ook. En ek en hy was Kaap toe gewees. Hy en nog 'n vriend was Kaap toe vir besigheid. En hy het ons het gaan kuier die een aand en hy het 'n bier oopgemaak soos 8:00 die oggend, maar ons was nog mest, maar ek dink hy was nog steeds dronk. En hy het toe daar gesit op die bank waar daar gelê met 'n bier oopgemaak en ek het gitaar gespeel. Hy het vir my iets gevra soos hoe voel dit om so cool vriend te hê. Dis 'n joke gemaak en dis ek soos bra, jy is nie cool nie. Jy's net kort. En ek's toe besig om gitaar te speel en hy's toe soos whatever. En ek sing toe ek is die kortste hier. My naam is SD wat ook al ek is die kortste hier vir ontbyt vat ek 'n slukkie bier. Ek dink ek is kak cool. Ek dink ek weet wat ek doen, maar eintlik is ek net die kortste hier. So ek het eintlik net met hom gespot. En toe ek het so sing vir hom, dit net uitgekom en toe kyk hy so uit en sê soos dit is die coolste ongeskikste ding wat iemand al ooit vir my gesê het. Jy moet dit release. En toe lag ons daaroor en ek het dit toe record op in my voice recordings en toe paar maande later weer op afgekom. Toe sê ek soos hierdie is actually regtig catchy. Hierdie is nogal cool. En so ek het dit eintlik vir hom geskryf in die oomblik en maar ek is ook nie baie lank nie. Daar kom na shows kom mense altyd na my toe en sê soos bro, jy's baie korter as ek gedink het. Want dit is wat. So ek het dit initially vir my vriend geskryf, maar toe ek nou bietjie meer dink oor wat ek wil sê in die song, toe begin ek agterkom soos Jesus, maar ek kon dit net sowel vir myself geskryf het want ek is ook gewoonlik die kortste daar, waar ek gaan. En ja, toe begin ek dit maar skryf toe begin ek skryf vir die musiekindustrie, oor dit eintlik dis wat my geïnspireer het, is iemand wat na 'n show na my toe kom en sê, bra, jy lyk soveel langer in jou foto's. En
Ja, ag dit is maar ietsie van alles. Ek dink nie 'n song gaan noodwendig altyd net oor een storie nie. Ek dink ons klomp stories in 'n song. As ek na 'n platemaatskappy toe of as ek genader was deur een wou, hulle gehad ek moes my hare sny of moet die lirieke verander, ek moet meer kommersieel gaan. En dis hoekom in die song sing ek ek maak musiek maar verniet op 'n tab limit, want ek het al seker omtrent 1000 shows gespeel wat ek letterlik speel vir 'n burger en 'n Coke of 'n burger en 'n bier. Dis insane. Ja, nee, ek het vir jare. En ja, ek maak musiek op 'n tab limit. Ons gee vir jou exposure, want dit is mos altyd daarom kry jy exposure wat waar is, maar jy moet ook eet. Waar ek waardeer weer dieper musiek. Daar is musikante daar buite wat ongelooflike musiek skryf, maar dit breek net nie deur nie, want dit is te diep en mense hou nie noodwendig daarvan. As 'n baie kleiner hoeveelheid mense hou daarvan om actually te gaan luister na die sang. So en dis maar waar die sang begin het. En die rede, nou het ek aan dink, die rede hoekom ek dit in hierdie sang ingebring het, is want dit is waar ek en SD gestaan en praat het, want hy het vir my gesê, hou net aan doen wat jy doen, en jy raak geïrriteerd na ruk as jy show speel en jy's in 'n rockband, maar jou streams of jy speel heel eerste want die mense ken jou nog nie. So Yes, dit raak frustrating. Ek meen ek's nogal so 'n impatient mens. So en ek en hy het in daai hele dag of daai hele week wat ons in die Kaap was daaroor gepraat. Ek het hom gevra ek wonder of ek nie net meer kommersiële musiek moet maak en hy sê soos nee dude, maak rock musiek. Nee, ek dink ons almal is opgewonde vir die nuwe song. En iemand jy gaan hom by een van die grootste feeste in Pretoria sing. En ek weet daar's baie mense wat van die Kaap af vlieg en van Potchefstroom die studente gaan opkom. Maar by Melkfest gaan ons die song hoor daar. Melkfest is waar ons dit die heel eerste keer gaan sing en ons maak 'n live recording so van die song, so wie ook al by Melkfest is, julle is in die live music video, live recording. Het jy gehoor? Maar soos ek het reg het, kom hy die dag voor Melkfest uit. Ja. Okay. Ja. En jy weet, ek en jy is ook daar. Ek en jy is ook by Melkfest. So ek dink ons gaan 'n bietjie die mense daar in die kraal ontvang. Ja. Onverwags. En 'n En bietjie vir hulle toets of hulle die song ken. Wat dink jy? 100% en dalk bietjie meer toets van Zon, meer toets van ons. Hulle weet nie wat hulle gaan tref by Melkfest nie. Dit gaan massive wees. Ons aan ken nie. Dit gaan massive wees. Ja. So ek dink ons kan sê dankie vir Zon Ja. vir sy tyd dat hy hier saam met ons kon wees. Eerste gas wat ons het op ons show. Alles al sy Kan ek glo is nou verby nie, bro. Ek is nou so lekker. Ja, hy sit lekker, hy sit. maar moenie stres, ons het nog bier. Ja, ons sal hom definitief weer inkry. Nee, dis lekker om net bietjie behind die picture van Zon net bietjie uit te vind Kom ons stel dit so, dis lekker om bietjie die chill side. van Ek Zon. dink man, dis waaroor Weg van alles. vir ons twee. Is net 'n bietjie daai wegbreek van alles, die serious world. Ons weet die musiekindustrie is serious en alles wat daar buite gebeur vir jou en alles. Maar Net te kom net chill. om 'n bietjie te chill Ja, op ons couch in die Net die- buitelug ek love it. en saam met die twee chommies te hang. Basies, dis eintlik maar wat dit waaroor gaan. 100%. Ja. Dis 'n moeëse voorreg. En ek is baie awkward voor 'n kamera, soos ek probeer dink, daar's nie 'n kamera nie, maar ek kan nie as daar 'n kamera op my is ek weird. Is net sê as jy dit pause druk daaraan gaan ek weer soos cool wees. En dan is ek raak weird vir 'n kamera en julle albei is baie gemaklik, wat great is. Veral dat dit die eerste keer is sê julle wat Ja. dit is. Die heel eerste eerste keer keer is letterlik ons eerste Nie net 'n gas. gas nie, die heel eerste keer dat ons iemand inbring. Ja. En kan jy glo, het ons Zon. Ja. Thanks, Joma. Ons Okay. waardeer dit. Cheers. Dankie, Thanks. guys. Cheers.